Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag donderdag, die 10de April 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word kortliks weergegee. En ons hoofopskrifte vandag sê, Orania man skiet eers sy vrou en toe homself voor sy dogter. Die nuushooftrekke vir vandag lyk so. Trump stel rustyd van 90 dae in vir tariewe. Orania, man skiet sy vrou en toe homself. Daar is weer 'n probleem met die uitreik van bestuurslisensies. George Bouramp, verskeie tekorte bestaan. Man gestraf wat 'n hond uit die kar gegooi het. Moordverdagtes dood in KwaZulu-Natal. Olieprys het weer skerp gedaal. 'n Treurspel het op Maandag in Oranje, Noord-Kaap afgespeel, toe Dani van der Westhuizen, wat 47 jaar oud was, sy vervreemde vrou, Marlet, wat 45 jaar oud was, doodgeskiet het, voor hulle 12-jarige dogter, en daarna die wapen op homself gerig en 'n doodskoot op homself getrek. Volgens die polisie se woordvoerder het die tragedie om 1845 afgespeel in Oranje. Volgens die bronne is daar 5 skote op Marlet geskiet, wat uiteindelik haar dood veroorsaak het. Hulle was wel bekend in die dorpie en almal is in rou gedompel. Die bestuur het hulle medelee aan almal na aan die familie uitgespreek. Die 12-jarige dogter het intussen ook haar verjaarsdag gevier. Verskeie geskenke is aan haar gestuur deur die gemeenskap. Dit kom ook voor asof sy die situasie redelik goed hanteer. Die saak is aan die Hopetown se polisietak oorhandig om hierdie sensitiewe saak te ondersoek en die nodige uitslag te verskaf oor die omstandighede wat tot die gebeure aanleiding gegee het. Mense wat dalk anonieme inligting wil verskaf, kan die ondersoekbeampte by 082-924-6186 kontak en dit is adjutant-offisier Philip Kleinhans wat jou sal help. Baie sterkte vir julle familie. President Donald Trump het gister 'n onverwagse pouse van 90 dae as deel van sy tariefplan gemagtig, maar hy verhoog terselfdertyd die tariefkoers vir China van 104% tot 125% wat onmiddellik van krag sal wees. Ek het 'n pouse van 90 dae gemagtig en 'n aansienlike verlaagde wederkerige tarief van 10% in hierdie tydperk wat ook onmiddellik van krag is, het Trump op sy social media gesê. Volgens Trump kom sy besluit nadat meer as 75 lande al gevra het vir onderhandelinge oor die tariewe wat nie vergeldingsaksies teen Amerika ingestel het nie, maar vir China het Trump veel minder simpatie gehad. Hy het slegs ure van tevore die tariewe op Chinese goedere tot 104% verhoog. China het toe vergeld deur tariewe op Amerikaanse invoere tot 84% te verhoog. In daardie stadium, hopelik in die nabye toekoms, sal China besef dat die dae van Amerika en ander lande inloop nie meer volhoubaar of aanvaarbaar is nie, het Trump aan die media gesê. JP Smith, Kaapstad se burgemeesterskomitee-lid vir veiligheid en sekuriteit, sê die voortsleepende vertragings met die uitreiking van nuwe reisbewyse is ontstellend. Hy sê net in Kaapstad het die toensentrums byna 60,000 nuwe aansoeke vir die kaarte en openbare vervoerpermitte sedert die begin van die jaar verwerk. Dit blyk dat die masjien waarmee die kaarte gedruk word weer eens onklaar geraak het. Die masjien kan slegs oor see herstel word. Dis onaanvaarbaar dat motoriste weens hierdie ontoereikendheid moet ly. Ook amptenare wat by die verkeersdepartemente werk, kry swaar, het hy gesê. Die masjien is glo van Januarie afstukkend en die departement van vervoer moet verduidelik hoekom dit nie werk nie, ongeag die vorige herstelwerk en kontrakte om die masjien in stand te hou. Smith sê ingevolge die nasionale padverkeerswet bly 'n rybewyskaart geldig wat verval het vir 3 maande indien daar vir 'n nuwe kaart aansoek gedoen is voor die vervaldatum. Duidelike bewyse kos R45. Thembi Simelane, minister van menslike nedersettings, het verlede week gesê die New Victoria gebou van 5 verdiepings in George is as 'n enkel verdieping gebou geregistreer, maar die George munisipaliteit sê dit strook nie met sy rekords nie. Die ondersoek het aan die lig gebring dat die George munisipaliteit die planne goedgekeur het toe die bouwerk reeds aan die gang was. Die munisipaliteit sê die enigste bouplanne aansoek wat by die munisipaliteit ingedien is, was vir 'n 5 verdieping gebou. Die ingenieur het die munisipaliteit in Junie 2023 ingelig dat hy van voorneme is om op 3 Julie daardie jaar met konstruksie te
te gaan begin. Malani het die publiek gister op 'n media-konferensie verseker dat geregtigheid sal geskied ter wille van alle slagoffers en hulle familie en ander wat betrokke is. Niemand is in hegtenis geneem nie, maar daar was 5 interne skorsings en eksterne prosesse is reeds aan die gang. Sy sê die bekwaamheid van die ambagsmanne en ander personeel op die terrein was ook onder die loep in die ondersoekverslag wat sy op 26 Maart ontvang het. Dit het ingesluit ongekwalifiseerde personeellede wat nie amptelike kwalifikasies in ingenieurswese of bourekeningkunde gehad het nie. Dit moes in fases geïnspekteer word, maar die inspeksie was 'n holistiese een. Die verslag onthul waarskynlike ernstige flater en oorsig. Die munisipaliteit moet leer uit hierdie foute, het sy gesê. As die grootste buitelug landbou expo in die suidelike halfrond lok Nampo Oesdag na raming jaarliks meer as 86.000 besoekers wat van heinde en verre afkom om die vertoonvenster van Suid-Afrikaanse landbousektor by te woon. Soveel as 50 miljoen rand word deur die skou in die plaaslike mark gestort, so sê Dr. Dirk Strydom, bestuurende direkteur van die Nampo Oesdag. Volgens Strydom is vanjaar se tema globale landbou plaaslik, gekies om die klem op die globale sfeer te plaas waarin Suid-Afrika se landbousektor homself bevind en hoe produsente globale en tegnologie plaaslik kan inspan om volhoubaar voort te bestaan. Nampo dien as 'n spulpunt waar plaaslike produkte, wêreldkennis en netwerke betrek word om volhoubare, doeltreffende en veerkragtige landboupraktyke op Suid-Afrikaanse bodem te kan toepas. Nampo bring die wêreld na die plaas en gee produsente toegang tot die jongste internasionale innoverings, spesiaal aangepas vir Suid-Afrikaanse toestande. Besoekers kan die skou met sy meer as 900 uitstallers van 13 tot 16 Mei besoek en vanjaar se program hoop om die hele familie te kan betrek. 'n 65-jarige man van Blue Downs is 'n boete van R3.000 of 6 maande gevangenisstraf opgelê nadat hy betrap is waar hy sy hond aan die agterpote met geweld uit sy bakkie gegooi het. David Klein het die verskrikte hond, na wie hy derentyd as gemors verwys het, probeer terugkry, maar omstanders het 'n stokkie daarvoor gesteek. Die voorval is kort daarna by die DBV aangemeld. Niemand in die omgewing het hom of die voertuig geken nie. Die DBV het hom deur sosiale media probeer vind. Klein is in Augustus verlede jaar wel opgespoor. Hy het op 3 Maart skuld beken in die Landdroshof in Blue Downs. Sonder die getuienis en vasberadenheid van getuienis wat ingegryp het, kon die saak onopgelos gebly het. So lei die DBV se verklaring. Klein het nooit verklaar hoekom hy van die hond ontslae wou geraak het nie. 4 vermeende moordenaars is in 'n skietery met die polisie op die N4 in Umlazi, KwaZulu-Natal dood. Die man het voet in die hoek gesit en die skote het geklap toe die polisie die man se motor in 'n jagtog ingehaal het. Al 4 verdagtes is noodlottig deur die polisie gewond terwyl die betrokke polisiebeamptes ongedeerd was. Daar is op 3 vuurwapens beslag gelê. Die mans is gesoek in verband met minstens 3 moordsake, waarvan 2 dubbele moorde was in Inanda, noordwes van Durban. Die ondersoek word voortgesit deur die polisie. Brent olie het tot die laaste vlak sedert Februarie 2021 geval en op 'n kol teen $58.66 per vat verhandel. Die oliepryse het vroeër gister geval omdat gevrees is vir die handelsoorlog van die wêreldekonomie nou en dis ook die vraag na brandstof sal demp. Dit beteken pryse sou moes daal as vandag vasgestel word. Die oor- en onderverhaling word deur die internasionale dollarprys van brandstof en die rand-dollar wisselkoers bepaal. Die rand het die afgelope week tot selfs teen R19.74 teen die dollar verswak. 'n Skerp onderverhaling van 26 sent per liter op petrol en diesel. 3 weke van die oorsigtydperk vir my se brandstofpryse is nog oor en is te vroeg om te sê of die oorverhaling volgehou sal word. Die hoë invoertariewe wat China pas uit weerwraak op Amerikaanse produkte ingestel het, kan aan Suid-Afrika 'n geleentheid bied om meer sojabone na China te kan uitvoer. Die stram betrekkinge tussen die 2 groot ekonomieë gaan landbouhandel wêreldwyd beïnvloed. China is 'n groot invoerder van Amerikaanse sojabone, graan, beesvleis en hoender. Soja word veral vir varkvoer gebruik. In die afgelope dekade het Brasilië die grootste sojaboon uitvoerder na China geword danksy laer produksiekoste en 'n swak geldeenheid wat Brasiliaanse mededingendheid verbeter het. Brasilië speel 'n belangrike rol in die prys van sojabone in die wêreldmark. Aangesien China addisionele tariewe op die invoer van sojabone van Amerika geplaas het, sal die land heel moontlik meer sojabone van Brasilië en ander lande in die suidelike halfrond, waaronder Suid-Afrika is, invoer.
In 2022 het Suid-Afrika 'n protokol met China onderteken oor die uitvoer van sojabone. Die Maties het sy span die afgelope maandag aan in die halfeindstryd in die Dani Kruywen Stadion in Stellenbosch met 19-7 uitgeskakel. Die Maties se verdediging is beslis knap. Die Aatjies hou weer die bal deur die fases en val graag aan. Die kontrasterende benaderings gaan vir interessante kykstof sorg, het Tredu, die afrigter van die Shimlas, aan die media gesê. Tredu meen die Aatjies is die beste span in die reeks met hulle vermoë om balbesit te hou. Ek dink hulle is meer afgeronde span as die Maties. Tredu het groot agting vir die Maties se verdediging. Hulle probeer in die ruimte inskop, maar dan kom jou spring van die bal en 'n bietjie geluk ter sprake, het hy gesê. As ek geld moet verwet, sal dit op die Aatjies wees. Tredu meen wel dat die Maties se sielkundige voorsprong oor die Aatjies het. Baie sterkte vir beide spanne. Die Walliese Rugby Unie blyk egter gereed te wees om die klub in die hoofstad te ondersteun. Ons is bewus daarvan dat die Cardiff Rugby kennis gegee het van sy voorneme om administrateurs aan te stel, het die WRU woordvoerder gesê. 'n Kennisgewing van voorneme is Dinsdag by die hof ingedien, wat die klub 2 weke gegee het om sy opsies te ondersoek. Alles moontlik word gedoen om ons werknemers en toekoms van die klub te beskerm. Ons het 'n plan in plek en sal alle belanghebbers op die hoogte hou. Aankondiging sal nuwe vrae laat ontstaan oor die lewensvatbaarheid van beroepsklub rugby in Brittanje, na die voormalige Engelse Premier Liga klub Worcester, Wasp en London Irish almal deur die loop van die 2023 seisoen onder administrasie geplaas is. Die topgekeerde Alexander Zverev is Dinsdag in sy openingswedstryd teen Italië se Matteo Berrettini uit die Monte Carlo Meesterstoernooi geboonder. Die wêreld se nommer 2 speler Zverev het sedert sy nederlaag in Januarie teen Jannik Sinner in die Australiese Ope eindstryd nog nie weer momentum gekry nie. Na loslootjie in die eerste ronde weens die afwesigheid van die wêreld se nommer 1 Sinner wat 'n skorsing uitdien, het Zverev egter in die toernooi as gunsteling begin. Hy het die toernooi stewig begin, maar het skielik sy ritme verloor en met 6-2, 3-6 en 5-7 sy rieme teen die 34ste gekeerde Berrettini styf geloop. Die kampioen en 3-malige Monte Carlo wenner Tsitsipas het ook 3 stelle benodig om verby Australië se Jordan Thompson te kan kom. Na 'n treurige Amerikaanse toer het die Dubai wenner met 4-6, 6-4 en 6-2 gewen. Die Indian Wells kampioen Draper wat 50 gekeer is, het sonder veel moeite met 6-1 en 6-1 met die 45ste gekeerde Amerikaner Marcos Giron afgereken. Die 10de gekeerde Dean Holger Rune het uit sy wedstryd teen Portugal se Nuno Borges getree nadat hy siek begin voel het. Rune, die naaswenner in die Monte Carlo in 2023, het mediese bystand nodig gehad nadat hy die eerste stel met 3-6 verloor het. Met die telling op 0-3 in die tweede stel kon hy egter nie verder deelgeneem het nie. Bulgarië se Grigor Dimitrov, wat 2 keer reeds die halfeindronde van die toernooi gehaal het, het Chili se Nicolas Jarry met 6-3 en 6-4 gewen. Die Keniaanse padatleet Gideon Kipnig kan nie wag om sy 2025 seisoen te begin nie. Die eerste wedloop in vanjaar se reeks vind in die Baai plaas. Dit sal die atleet van Oos-Afrika se eerste wedloop op seevlak in hierdie reeks wees. As die Baai se weer saamspeel, gaan die Suid-Afrikaner Adrian Wildshoot 'n aanslag op die nasionale rekord oor 10 km loods. Hy staan die Suid-Afrikaanse rekordhouer van die 10.000 meter met 'n tyd van 26 minute 50.64 sekondes. Die Suid-Afrikaner Malikaya Frans wil ook sy slag teen die oorseese atlete wys. Die marathonatleet het die 10 km al in minder as 28 minute afgelê en sy mik vir 'n tyd van 28 minute en 30 sekondes. Die prysgeld in die reeks met Absa as die hoofborg is nou 1.6 miljoen rand. Op elk van die 5 byeenkomste sal 322.000 rand op die spel wees. Die bestuur van die vrouebok rugby span was Dinsdag baie tevrede nadat die span 'n oefensessie met hulle Franse ewigneë in Marcoussis gehou het. Dit was 'n goeie dag vir ons. Ons het met die top 4 spanne in die wêreld rugby geoefen en het dit baie goed gegaan, so sê die afrigter Haupt. Ons het dus verwag om te sukkel nie pas en intensiteit van die sessie, maar dinge het goed vir ons span afgeloop, het sy gesê. Ons het in die oggendsessie ons lyn staan en skrams teen hulle geoefen, terwyl die agterspelers ook van hulle bewegings probeer het. So het Haupt gesê, die feit dat die minder ervare spelers ook kans gekry het teen die Franse het ook gehelp dat die spelers waardevolle ervaring opdoen. Frankryk speel Saterdag in 'n 6-nasie wedstryd teen Wallis. Ons het 29 spelers gebruik en hulle het kans gekry om met een van die beste spanne
ter wêreld te oefen, het sy gesê. Volgens haar sal die Springbok vrouespan daarna na Spanje reis vir 'n toets op 19 April teen die tuisspan in Alicante. Wêreld Rugby is nie van plan om die atoombomsquad taktiek van 7 voorspelers en 'n enkel agterspeler op die plaasvervangersbank te verbied nie. Daar was 'n siening dat 'n lot vars spelers wat met 20 of 30 minute oor opgestuur word, meer beserings tot gevolg kan hê. Die wetenskap sê dis nie die geval nie. Rassie Erasmus, die Bok-afrigter, het op sosiale media platform X gereageer en gesê hy is baie tevrede met die besluit. Erasmus het die taktiek van 7 plaasvervanger voorspelers die eerste keer in 2023 se toets teen Nieu-Seeland op Twickenham gebruik. Die Bok het daardie dag die kragmeting, 'n opwarmingswedstryd voor die Wêreldbeker toernooi met 'n rekordtelling van 35 teenoor 7 gewen. Die Bokke se oorspronklike bomsquad was 6 voor en 2 agterspelers, wat na aanvanklike ophef wêreldwyd 'n gereelde gebruik onder spanne begin word het. Selfs Bill Beaumont, wat aan die einde van verlede jaar as die voorsitter van Wêreld Rugby neergelê het die siening verwoord dat te veel plaasvervangers toegelaat word vir spanne. Matt Williams, 'n voormalige afrigter van Skotland, was die eerste bekende in rugbykringe wat sy teenkanting teen die Bokke se innoverende gebruik van die plaasvervangers verwoord het. Die Bulle het verlede week op die vliegtuig geklim met die wete dat in alle waarskynlikheid 'n toer van 4 weke in die noordelike halfronde op hulle hande het. Marcel Coetzee, wat die toerspan aangevoer het, toe hulle Saterdag in Frankryk met Bayonne in die uitdagbeker reeks afgereken het, sê hulle streef na die regte balans tussen dit geniet en steeds beroepsgerig sal wees. Dit help natuurlik dat Coetzee en sy spanmaats die toer op 'n wennoot begin het. Die Ligblaues is na die afgelope naweek die enigste Suid-Afrikaanse span wat nog in die uitdagbeker wedloop is. Die Bulle kom Saterdag in die Skotse hoofstad teen Edinburgh in die kwart eindronde te staan. Sean Everett, wat voorheen 'n hulpafrigter van White by die Bulle was, rig Edinburgh deesdae af. Vanweë die wedstryde wat ons in die verlede teen hulle gehad het in die VRK, weet ons min of meer wat om van hierdie span te verwag. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sal die voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 23-33, Polokwane 18-27, Lephalale 20-33, Mbombela 17-27, Mahikeng 16-32, Pretoria 15-27, Johannesburg 18-30, Ermelo 11-24, Richards Bay 20-27, Pietermaritzburg 13-23, Durban 20-23, Port St. John's 20-23, Bethlehem 9-22, Bloemfontein 12-23, Allewal Noord 12-23, Welkom 15-25, Vryburg 14-27, Kimberley 14-24, Appington 17-29, Prieska 15-25, Springbok 16-27, Karasburg 17-29, Keetmanshoop 19-31, Mariental 19-31, Alexanderbraai 15-21, Brandvlei 17-26, Loederits Bay 17-23, Vredendal 19-30, Kaapstad 17-22, Sutherland 12-21, George 16-29, Jeffreys Bay 17-21, Cabarra 16-22, Graafreinet 14-22, Oos-London 16-22, De Aar 14-24. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R19.64 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.82, die euro verhandel teen R21.63, die pond kos R25.13, 'n yen kos 13 sent, die prys van silwer is $30.37 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3.043 per fyn ons, die prys van Brent olie is $62.82 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir julle toegewens.